Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag. Goeiedag, hartlik welkom weer saam met my, Andries Besuidenhout, waar ons werklik die Here erkenning gee wat die Here vir ons as mens doen, waar die Here vir ons as mens deurdra, en werklik baie keer glo ek, as ek dit sê, is daar mense wat saam met my kan praat, waar ons besef dat ons voel dat tot hiertoe en nie verder nie, en dan kom God se gees deur en hy dra ons deur. So vandag wil ons net weer vir die Here al die eer, al die lof en al die prys bring. Vandag kuier ons hier in Malmesbury by 'n geestelike sussie en ons gaan lekker saam met haar kuier. Sy gaan vir ons vertel wat die Here vir haar en haar man en haar gesin oor 'n lang tydperk gedoen het. So kuier lekker saam met ons. Ek gaan haar, laat sy haarself voorstel aan u. Baie dankie vir die saamkuier. Sonja, stel jouself voor. Hallo Andries. Ja, ek is Sonja van Tonder. Ek kan nie sê waar ek vandaan kom nie, want ons het al so die hele land vol al gebly. Maar ja, en ek is getroud met John van Tonder. Om 'n bietjie agtergrond te gee, John van Tonder, hy is gebore in die PPK, uit die PPK kerk. Sy oupa was oupa Jock van Tonder, sy pa is oupa John van Tonder, en ja, hulle het baie, van kleins af is hy in die PPK. Ek het in 'n kerk groot geword, wat baie konservatief, baie reëls, so jy mag nie hard praat in die kerk. As die priester iets sê, moet jy dit terug aan. Alles is gereël en georganiseer. Daar's niks buite wat, hoe kan ek sê, vryheid om te sê en doen wat jy wil, wanneer jy wil. So ek het groot geword in so 'n kerk. Ek het my man ontmoet toe ons in die polisie was, ek en hy was 'n polisieman gewees. En so het ons getrou, en op daai stadium was my man van die pad af, en ek het nie Pinksterkerk geken nie. Ek gaan dit so sê, ek het geweet van die Here, maar ek het hom nie geken, soos in 'n persoonlike verhouding. Die Here was vir my iemand that you don't have a personal relationship with. En ja, die een dag, toe vir die eerste keer in ons huwelik praat ons 'n bietjie Christendom en religion, en daar word toe nou besluit dat my seentjie moet nou ingeseën word. Ek het dit ook nie geken nie, want die kerk waarin ek groot geword, is dit klein doop. En so is dit 'n groot familie byeenkoms, en ons ry Middelburg toe, en ek ontmoet die res van die familie wat ek nie ken nie, wat 'n fantastiese familie is, en stap in hierdie kerk in. En sy oupa is nou die pastoor wat nou vir my kind gaan inseën. En ek staan daar, en hierdie geharde polisieman, man van my, staan langs my en begin huil, soos 'n babatjie. En daai pastoor wat hy skree, en hy slaan die toonbank. En in my oë, this isn't done. En skielik agter skree mense, halleluja en amen, en ek staan daar, wat op aarde gaan hier aan? Wat is hierdie mense? Wie is hierdie snaakse mense? Ek was bang, want ek het dit nie geken nie. Ek verstaan dit. Toe val daar iemand in die bank voor ons, met die gees. Toe val die persoon nou om. Ek kan nie, I can't do this. Nadat my kind ingeseën is, het ek uitgestap. Daai jare was dit nog tikkieboks, ons het nie selfone gehad nie. Toe soek ek nou 'n tikkieboks, om my ma te bel, om te sê, nee, ek is hier in Middelburg, jy moet plan maak om my te kom haal, hierdie mense, maar daar was toe nou nie 'n tikkieboks. Maar in my oë, hierdie was 'n verkeerde kerk, hierdie is nie 'n regte plek nie.
En toe daarna lekker familie by mekaar en ek hou my in, ek sê niks vir niemand nie en eet maar lekker saam met die familie en so gaan ons terug huis toe en gesels met my man. Ek sê, nee, dit is nie vir my reg nie. En so praat die twee van ons, want ek het geglo, vrou moet na 'n man se kerk toe gaan en hierdie kerk is nie. En hy los my en hy sê vir my, ek gaan jou los, is fyn. En soos ek sê, ons was in die polisie gewees en hierdie een ou, hy is 'n reservis in die polisie. En hy kom praat met my die een dag. En hy was 'n pastoor. Maar hy het nooit gepreek vir ons nie, hy het nooit, en hy het net vir my gevra, gaan julle kerk toe? Ek sê vir hom, want weet jy wat, ek lees my Bybel en ek glo in die Here, maar ons gaan nie kerk toe nie. En hy vra, mag ek vra hoekom? En ek sê vir hom, ek sê, joh, jy moet hierdie kerk sien en beleef. Hierdie mense dans en hulle skree halleluja en amen en hulle val om en hulle praat in 'n snaakse taal wat ek weet nie eens wat dit is nie. Hy sê vir my, Sonja, kan ek jou 'n gunsie vra? Hy sê, jy sê nou mos jy lees Bybel. Ek sê vir hom, ja. Hy gee my so 'n lys van verse. Hy sê, sal jy net dit vir my gaan lees? Dis al wat ek jou vra. Hy het nie vir my gesê ek is reg of verkeerd, hy het my net die lysie gegee. Ek gaan huis toe en ek lees hierdie en ek is, joh, wat lees ek nou hier? Hier lees ek van handeklap, hier lees ek van doop in die Heilige Gees en taal en ek is, wow, what is this that I'm reading? Toe begin die mind nou werk. Toe praat ek daarna met my man, toe sê ek, okay, ek sien nou verstaan ek 'n bietjie beter waaroor dit gaan. Ek is nou meer oop vir dit. Maar soos nou wat met die lewe aangaan, trek ons en ons trek Gauteng toe. Maar die hele tyd pla dit my, ek moet begin kerk toe gaan. Ek het nou nog 2 ander kinders. Hulle ken nie die kerk nie, hulle ken nie hierdie is nie reg nie. Hoe oud is hulle toe? Toe ons nou trek, toe is my seun al omtrent 8 jaar oud. En my 2 dogtertjies, hulle is so 18 maande uit mekaar uit en hulle was so 6 maande en 2 jaar. Toe is dit nou 'n ding. En so trek ons, hulle was nog baie klein, ek kan nie eens die ouderdom onthou nie. En ons trek toe Springs toe. En hierdie ding pla my. Ons moet kerk toe. En ek sê vir my man op 'n Sondag, wat so ek gaan kerk toe, hy het gaan werk. Hy sê nie is reg, en ek gaan soek vir my 'n kerk, en so beland ek in Brakpan gemeente, pastoor Bekkie Mans. Ja. En dit is waar die verandering gebeur. So het ek vir 3 weke aan mekaar kerk toe gegaan, en ek het dit gelike, en ek het huis toe gekom, baie opgewonde, en ek het my man gesê, en pastoor Mans het my elke week gevra, kan ek vir julle kom kuier? Maar toe is my man nog 'n bietjie van die pad af, en ek geweet nie, hy gaan dit nie like nie, dan maak ek nou maar verskonings. En toe die 3de keer, toe sê ek is reg, en pastoor Bekkie Mans kom kuier. Nou ja, toe is dit die einde, toe is ons so in die kerk, so het ek tot bekering gekom, so is my man terug kerk toe, en toe is nou ken ons. Maar soos ek sê, toe is ek nou, 'n mens kan sê, 'n babietjie in die kerk, want ek ken nie hierdie goed nie, ek het nog baie om te leer, en so het ek 110 vrae gehad. Toe, ja, met die tyd, is my ma, hulle ook nou, ja, op 'n stadium, toe trek ons weer, en met die, toe moes ek nou ons kerk verander, na Nigel kerk toe. En my ma, ek het 'n brilliant ma gehad wat my groot gemaak het. Sy was, ek kan nie vir haar vinger wys, ek kan nie, sy het my ondersteun, sy was regtig haar die beste ma. Maar iewers langs die pad het dinge verkeerd gegaan, en my ma het begin drink. Toe raak sy so erge alkoholist, dat op 'n stadium toe ons gaan kuier het, ek en my man, toe ons ry van die vakansie, toe sê ek vir my man, ek gaan nie my ma weer lewendig sien nie. Sy is besig om haarself dood te drink, ek gaan haar nie weer lewendig sien nie. En ek wil nie.
dit is nie die ma wat my groot gemaak het nie. Ek ken nie hierdie persoon nie, ek wil nie my ma wees nie. Want dit is nie hoe ek al wil onthou as sy doodgaan. En so het ek afgesny van hulle. Toe, so 2 jaar later, kry ek 'n oproep van iemand. En die iemand sê, my ma en pa het alles verloor. En my pa is besig met beplanning, hy gaan selfmoord pleeg en my ma saam. Ek sit in Gauteng, my ma hulle sit toe in Vryheid. So. Ek kan niks doen nie. Ek bel toe wie ons pastoor was op daai stadium, pastoor Hendrik Wilken. En ek vertel hom die storie en ek sê vir hom, wie is die pastoor in Vryheid? Dis al wat ek kan doen, is vra dat die pastoor van my ma hulle gaan sien. En toe gee hy my pastoor, toe sê vir my nee, die pastoor is besig, daar is nie 'n pastoor nou daar nie, hulle is besig om 'n nuwe een te kry. Hulle is besig om te trek, maar hy gee my die tesourier se nommer. Nou, my ma was so erg alkoholis, my belewenis van dit. As ons daai tyd wat ek jou vertel het, toe ons gaan kuier en gesê, as ek hier ry, gaan ek nooit weer my ma lewendig sien nie. As ek wakker geword het 6:00 in die oggend, was sy besig om haar eerste keer te gaan uitpas, dan is sy al vroeg die oggend al begin drink. Ek het gesien sy bly disappear na die kombuis toe. Elke keer 'n verskoning, maar baie. Toe ek gaan kyk en gaan krap, in elke kas is daar 'n glasie met drank in. Dan sit 'n verskoon, nee, sy gaan ons ietsie gooi om te drink, en dan gooi sy hom. My ma was erg, maar sy sal julle vertel van haar storie. Toe bel ek vir die tesourier, hy sê vir my, die pastoor is besig om te trek, maar hy staan hier langs my. Wow. Ons is nou juist besig met, ons gaan nou na jou ma toe. Die volgende dag kry ek dit daar gelos. Hy het wel gebel en gesê, Sonja, alles is uitgesort, moenie jy worry nie. Dis basies al wat hy gesê het. Die volgende dag bel my pa my, en jy weet, na 2 jaar, was my stiefpa. Ek het nie met hulle gepraat nie. Hy huil, hy sê, Sonja, ek wil vir jou net een ding sê, dankie. En hy vertel sy kant van die storie. Hy was dronk, hy vertel vir my, hy was so dronk as wat kan wees. Hulle daar vir hom kom bid. In sy dronkenskap is hy met die Heilige Gees gedoop dat hy in tale begin praat het. My ma was uitgepaas op die bed, maar sy sal daai kant vertel. Sy ook, genees 100% van drank. Maar natuurlik, ek is nou maar mens. Hulle het al baie vir my gesê, ons gaan ophou drink, dan gebeur dit nie. Maar so gaan haal my man hulle, want hulle het nou hierheen kom en hulle het alles verloor. En ons sê nie, okay, moenie word nie, kom hier na toe, ons sal dinge vir julle uitsort. Toe my ma hulle by my aankom, ek is eerlik, ek het in my ma se tasse gegaan, om te soek vir die drank. Want vir my, dit kan nie wees nie. She's tried too many times, it just hasn't. Daar was geen drank daar. En dit was omtrent 'n paar dae na hierdie gebeur het. En ek het al bly kyk, en dan gaan soek ek, steek sy nie ietsie weg. 100% genees. Ek bedoel, ek in daai stadium was in die weermag toe gewees, nie meer in die polisie. En in die weermag, mense het gebraai en gedrink, en ek het nie, ek was nooit een vir drank nie. Maar my ma het geen belangstelling getoon nie, my pa het geen belangstelling getoon nie. So ja, dit was vir my, I can't describe it, want ek weet nie hoe om te beskryf, hoe erg alkoholis was sy. Ek weet nie hoe nie. Maar al wat ek vir jou kan sê, my ma is nie 'n gerehabiliteerde alkoholis nie. Sy's 100%. She's been totally, what's the word? Not saved, healed. 100%. She's healed. Deur die Heilige Gees. Sy is nie gerehabiliteer nie. My ma sit hier, ons bly saam. Van toe af het ons al die jare wat ons so saam geloop het. En ek het gesien hoe in sy plekke was wat drank rondom. Sy stel nie belang nie. So. Maar nietemin so het ons lewe aangegaan.
En my man kry toe 'n opportunity om werk te kry in 'n land waar Christendom is onwettig. Maar die geld is groot. Maar so het ons geglo, so het hulle nou die wortel voor ons lees dat dit gaan groot geld wees. So bedank hy van sy werk en hy gaan jaag geld. En bygesê, die geld was nie wat hulle beloof het nie. En so is hy in hierdie land en hy het van dag 1 af dit gehaat, elke oomblik van dit. Dit was vir hom iets verskrikliks. En eventually het hy daar uitgevlug. En ek gebruik die woord vlug, want dit is wat hy gedoen het. Teruggekom, en in daai tyd het ons basies ook begin alles verloor. Ons het nie alles verloor nie, maar finansiëel het dit baie swaar gegaan. En so kom hy terug, sonder 'n werk. Ek het nie meer 'n werk gehad nie, ons het geen inkomste. Ons het basies, ons het niks. En ons het nog my ma en pa wat by ons bly, en ons is bekommerd oor hulle. En my man het oor die 200 CV's uitgestuur, kry nie werk nie. So gaan dit aan. Maar ek het in daai tyd, nou my man, as ons kerk toe gaan, as dinge gebeur, dit gebeur altyd met hom. As ons in die kerk instap en daar moet geprofeteer word hy uitgeroep. As daar 'n boodskap is, word hy uitgeroep. Baie omstandighede wat hy vir my sê, Sonja, ek wil vir jou ietsie sê, dit en dit gaan gebeur, wees versigtig, it happens. Hy het net hierdie gawe. En toe begin ek voel, maar die Here praat met John, maar hy praat nie met my nie. Die Here sien vir John raak, maar hy sien nie vir my raak nie. Toe sê ek maar vir myself, maar dis okay, ek sal aanhou met die Here praat, en dis okay, man, weet jy wat, hy is die man in die huis. So solank hy met my man praat, en my man dan met my praat, so sal ek. Soos ek sê, onkundig, nog babietjie in die kerk, en in hierdie tydperk, bly ek hierdie boodskap kry. Nou ek en my man, omdat ek katholiek en hy met sy wys, ons het nooit saam gebid nie, en nooit hardop gebid nie. Hy het op sy wy alleen gebid, en ek op my wy. Ek kry aanhoudend hierdie boodskap. Jy en jou man moet saam bid. Amen. En hard bid. Amen. Ag, ek kan dit nie doen nie. Weet jy, dan kry ek weer hier. En sê ek, ons het dit nog nooit gedoen nie, ons gaan ongemaklik wees, los my uit. So, en ek kry hierdie, eventually, toe sê ek nee, nou moet ek met my man praat. En ons sit die oggend buite, en ons sit so op 'n plaas gebly, verskriklik mooi. En ons sit onder die laap, en ek sê vir hom, daar's iets wat ek met jou wil gesels. Hy sê wat, en ek vertel hom. Ek sê, ek bly hierdie boodskap kry. Hy sê vir my, dan doen ons dit. As dit die bood, dan doen ons dit. Ek sê, okay, daai aan vir die eerste keer doen ons dit. Natuurlik, eerste keer, ons is ongemaklik, ek ken nie van hardop bid nie. Dit is nie hoe ek groot geword het nie. Hy het nog nooit voor my hardop gebid. So, dit is ook 'n, maar so het ons gedoen. Dit was die maandag gewees. Die donderdag sit ons buite. Hy is besig op komputer en ek kyk e-mails op my foon. En ek kyk hierdie e-mail en ek sê vir hom, John, hier's iemand wat jou wil werk gee. Hy sê, wat, hoe nou? Ek sê, jy beter bel, dis in Malawi. Nou, ek onthou, ons het daai aansoek gesien en ek het vir hom gesê, nee man, dis Malawi. Ek wil nie, ons het nou net uit die buiteland het jy dinge gehad, jy wil nie nou soen toe. Hy het die job gekry, maar net so. Basies daai e-mail was, ons wil jou nooi om te kom kyk of jy die job wil hê. En hulle het hom soen toe gevlieg, dat hy kan besluit of hy die job wil hê. Toe begin dinge vir my sin maak. Toe ek geluister het, Gehoorsaam. en gehoor, dit was die Here se stem, maar dit het nie net dit verander. Ek het gedink die Here hoor my nie. Ek het gedink die Here praat nie met my nie. Toe kry ek dit duidelik, ek het nooit myself oopgemaak,
dat die Here ek kan ontvang, dat ek die Here se boodskap, ek het dit toegemaak en gesê, nee, die Here praat met my man. I never opened up the door. Dis hoekom want ek het geglo, dit is nie so nie. Toe ek die deur oopmaak en luister. Toe verander ons hele lewens. Hier word ons gestuur na 'n land toe. Oh, wow. As jy wil nederig leer, dit is die land om te gaan. Sondag as jy in die strate is, daar is nie 'n kind, daar is nie 'n tiener, daar is nie 'n ou mens, daar is niemand wat nie besig is om kerk toe te stap met hulle Bybel in hulle hand. So van 'n land waar dit onwettig is ons gestuur na 'n land waar dit baie belangrik is. Fantastiese tyd daar gehad, teruggekom, ek het te veel verlang na my kinders, my kleinkind was gebore terwyl ons daar is, toe kom ons terug na 'n jaar met net die klere, niks anders nie, want toe ons Malawi toe het ontslaag geraak van alles, maar weer opgestaan, later dan soveel goed gehad dat ek moes weggee, so het die Here nou ons weer gehelp. Die Here was net wonderlik die hele tyd, so kry my man eventually 'n werk in Gauteng, en op die ouderdom van 61 word hy geretrench, verlede jaar, Januarie, van 'n werk in Gauteng. Hy's 'n 61-jarige en ek sê wit man, want ons almal weet hoe moeilik dit is vir 'n wit man om werk te kry. Sit sonder werk. Ons het my ma hulle gebring na ons, my ma gebring na ons toe, so dit is nou die 3 van ons. Wat nou? Waarheen gaan ons? Die kort storie daarvan, en enige iemand kan sê net van wat hulle wil. Ek sê dis 'n wonderwerk. My man het die donderdag voor Paasnaweek verlede jaar sy laaste dag by sy werk in Gauteng klaargemaak. Die Dinsdag na Paasnaweek het hy ingestap met sy nuwe job hier in Kaapstad. Hy het nie eendag sonder werk gesit nie. 'n 61-jarige wit man. Wow, prys die Here. Maar toe dit gebeur, toe hy geretrench was, toe sê ek en my man, want ons het daai les geleer toe hy in die verkeerde land was. En ons sê hy was nie in die Here se wil nie. En dis hoekom ons alles verloor het. En toe ons terugkom in die Here se wil, het ons vir mekaar gesê, die belangrikste ding in ons lewe, bly in die Here se wil. En toe hy sy werk verloor, toe sê ons vir mekaar, ongeag van wat gebeur, moet dit ons te doen in die Here se wil. En ons het baie gebid. En ons het in daai tydperk 4 verskillende geleenthede gekry van werk. Maar van hulle was, moet ons nie. En so net gesê, die Here se wil, die Here se wil. Dit is al wat ons die hele tyd. En bid ons en sê ons, Here, asseblief, wys vir ons, wat is jou wil? Hierdie is nou ons opsies. Ons wil nie die verkeerde een vat nie, dit moet in jou wil wees, asseblief Here. So het die Here een vir een die deure toegemaak en vir ons gesê, hierdie een. Vandag eendag hierso wat ons nooit teruggekyk nie. Ons is so gelukkig hier. Dit is, en so het die Here ons lewe, ek bedoel as jy kyk na my ma, as jy kyk hoe het my man sonder werk gesit, hoe het ek moes leer om vir die Here se stem te luister, dat ons kan vorentoe gaan en my man 'n nuwe werk kry. En by the way, daai nuwe werk het ek ook 'n werk daar gekry, sonder dat ek eers geïnterview is. Ek het ingestap en hulle het vir my gesê, okay, jy het die werk, maar wat kan jy doen? Kom ons besluit, waar sit ons jou? Dit is hoe groot die Here is. Niemand kan vir my vertel, die Here bestaan nie. Die Here is nie groot nie. Ek kan vir weke sit en stories vertel van dit. En I'm sorry, daai wat ek vertel, wys my 'n ander 61-jarige man wat in 'n job uitstap in 'n ander job in. Dit gebeur nie. En dis nie toeval nie, daar bestaan dit nie. Dis die Here se hand. Amen, amen. Weet jy, Sonja, het is so lekker gesels en dit is, ek sê dit 'n paar keer al, dit is, vir my beteken dit so baie. Dit stig my, want ek sien hoe die Here se hand in julle lewe is.
dit is so belangrik dat ons wel bid, maar ons moet wag op die Here se antwoord, op sy stem. En ons moet so ingestel wees. Dit is belangrik. Ja, dit is, ek weet van 'n ander oom en tannie, wat die oom vir my gesê het, sy vrou wil nie saam met hom bid nie. En ek wil nie sê, ja, jy moet dit doen nie, maar dit is so, jy's tog 'n eenheid. God het voeg jou as een saam. En as jy dit kan doen, ek wil vir die kykers daar buite sê, as jy nog nooit saam met jou man, of as jy nog nooit saam met jou vrou hardop gebid nie, probeer dit doen. Ek sê nie jy moet nie, maar die Here sien daardie dinge raak. Dis daai goedjies wat die Here graag van ons wil hê. Hy wil graag hê, want hy gaan soveel meer doen. Jy hoor wat jou man bid, jy hoor wat jou vrou bid, en jy kan amen sê daarop, jy kan saamstem, jy kan vir die Here sê, asseblief, ergens langs die pad kan jy net begin sê dankie. Want daar's baie mense wat sê, ja, as jy een keer gevra het vir die Here, moenie weer 'n keer vra nie. Die Here sê in sy woord, moenie ophou om my te herinner aan sy beloftes nie. So, dit staan ons vry om vir die Here elke dag, nommer 1, moet ons dankie sê, en nommer 2, Here, baie dankie, dat u besig is om aan daardie versoek of daardie versigtiging. Ek bedoel, daar is soveel mense met die getuienis wat ons nou al geluister het, wat die Here, en ek glo as ek nou dit vir jou gaan sê, gaan jy weet, dit het ook met jou gebeur, waar jy nie gebid het nie, jy sit so miskien met 'n koppie tee of 'n koppie koffie, en jy sê, praat jy in jou gedagtes, Here, kan dit nie maar beter gaan nie, Here, jy bid nie, dis, nou, baie mense sê, ek noem dit 'n versigtiging, baie keer sê het in jou gedagtes, en dan kom die Here deur, want God is almagtig, hy is daar vir ons, maak nie saak in wat, die Here het nou 'n ruk terug vir my dit so geopenbaar, toe wys hy vir my 'n gereedskapkas, 'n toolbox, die Bybel is ons toolbox, alles is daar, jy moet dit net gebruik, hy gee dit vir jou, maak hom oop, haal 'n skroewedraaier, haal 'n tang uit, soos jy dit nodig het, en presies dit wat jy nou gesê het, met ons gedeel het, is, die Here is die pottebakker, ons is die klei, en hy vorm en formeer ons. As dit net goed gaan met jou, hoe gaan jy die Here vertrou? Dit is so belangrik, daai dinge gebeur in ons lewe. As ek en my vrou kan ook baie getuienisse vertel, waar die Here werklik deurgekom het, motorkarre wat geherstel was, wat eintlik nie, wat baie mense, wat groot geword met motorkarre, en mense wat motorkarre ken, as ons praat van 'n kar slaan berings, dis daar, daai ene moet oorgedoen word, waar die Here daai kar herstel het. So nee, ons weet, God is getrou, God is in beheer, en ons gee hom al die eer. Sonja, ons tyd het opgeraak, en ek sê vir jou baie, baie dankie. Dit is, vir my beteken dit baie. En jou nommer gaan nou verskyn op jou opname, so dis geen probleem as mense jou wil bel en bietjie met jou wil praat nie, en iemand wat jou miskien lanklaas gesien het, gaan sê, Sonja, onthou jy my nog? So, ek wil vir jou sê baie, baie dankie. Ek wil vir u sê baie dankie vir die saamkuier. Ons gaan vir Sonja vra om sommer vir ons af te sluit met gebed, en dan gaan ons u groet tot volgende keer. Baie dankie. Dankie Sonja. Here, ek dankie dat ons vandag hierdie opname kon doen. Here, toe Andries ons gekontak het en gevra het ons getuienis. Dit was vir my so groot eer, en ek het gisteraand gebid en gesê, Here, asseblief, sit die Heilige Gees in my, dat ek die regte woorde kan sê, dat die mense wat dit hoor, dat hulle sal aanraak, dat dit, al is dit net een mens, wat dit hulle lewe gaan verander, as dit net een mens, wat hulle denkwyse gaan verander, Here, dan is daar iets wat hier uitkom, want hierdie wat vandag hier gebeur, is te eer van u naam. Dit is nie dat my gesig, of enige iemand se gesig moet gesien word op YouTube of op TV. Dit is om u naam op te lig. Dit is dat deur ons, dat u ons gebruik om mense aan te raak, en ons dankie vir daai voorreg. Ons dankie vir alles wat u vir ons doen in ons lewe. Ons dankie vir alles wat gebeur. Al is dit baie keer vir ons slegte dinge, maar ons leer daaruit en ons kom nader aan u. En ons dankie daaroor. Ons sê baie dankie vir alles, Here. Amen. Amen. Oh,
erken dat u regeert, ziel van God.